Ek wil met jou praat van rug, sy speel my vrou. Van rug tot aangesig. In die tuin van Eden het Adam en Eva van aangesig tot aangesig met die Vader verkeer. En toe sluip sonde in. En ons dink, dit was God eerste wat sy rug teenoor Adam en Eva gedraai het. Nee, dit was Adam en Eva wat eerst hulle rug teenoor God gedraai het. Want hulle het gaan wegkruip vir God. En God het gewandel in die aandwindjie en geroep, Adam, waar is jy? Waar is jy? En toe hy hoor wat het hulle gedoen, hy het geweet wat hulle gedoen het, maar toe hulle dit erken, toe draai sy rug teenoor hulle. Maar nie voordat hy die eerste verbond met hulle gesmee het nie. Want wat sê die woord van die Here in Genesis 3, dink vers 21, wat sê dat hy het vir hulle rokke gemaak uit die velle van diere. Die eerste bloed het gevloei. Dit was 'n skaduwee van die verbond wat moes gebeur het. En kerk, as ons die verbond wat God met sy kerk kom smee, verstaan, sal niks ooit jou kan stop nie. Sal niks jou kan keer nie. Sal niks jou kan terughou nie. Niks nie. Hoor vir my, niks sal jou kan stop nie. As jy die volle impak van daardie verbond, die nuwe verbond verstaan, sal niks jou kan keer nie. Want daar's geheimenisse wat die Here met sy kerk wil deel. En nou meer as ooit van tevore wil hy dit aan ons kom openbaar. Daarom sê hy in Psalms 25 verse 14 in Amplified, sê hy die volgende: The secret of the wise counsel of the Lord is for those who fear him, and he will let them know his covenant and reveal to them through his word its deep inner meaning. Is dit nie wonderlik nie? Daar's 'n diepte in hierdie nuwe verbond. Daarom sê die woord van die Here in Lukas 22:20, sê hy so ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. O kerk, daar is 'n nuwe verbond. In die Ou Testament die ou verbond. In die Nuwe Testament die nuwe verbond met beter beloftes as ooit van tevore. Maar al die verbonde saam gee vir ons iets fenomenaal. En ek wil hê asseblief, niks moet hierdie boodskap nou enigstens beïnvloed nie. Niks nie. So vir 'n paar oomblikke vra ek vir rustigheid, moenie rondloop nie. Asseblief net vir 'n paar oomblikke rustigheid. Daar's 'n moederskamer as die kindjies bietjie begin lastig raak. Maar ek wil hê dat julle moet hierdie woord verstaan en begryp dat niks dit sal steel nie. Daar is iets soos die krag van 'n verbond. En die eerste wonderlike gedeelte, en ek wil hê dat Pastor François en Pastor Jackie moet dit kom demonstreer hierbo op die platform. Hoe 'n verbond in die ou tyd gesmee was. Daar is krag in hierdie verbond. Hulle vertel die verhaal van Dr. David Livingstone. En hoor nou hier, Dr. David Livingstone word gestuur van Engeland af om Afrika te evangeliseer. 'n Sendeling in Afrika op te gaan. En hy besef, hy het nodig om met die Induna van hy sekere streek, moet hy uitkom om 'n verbond met hulle te smee. En die Induna, toe hy vir hom vertel, wat is sy funksie in Afrika? Net vir 'n oomblik, moenie nou na hulle kyk nie. Ek wil hê julle moet dit nie mis nie. Hoor nou gou hierso. Staan net so een kant, asseblief. Daar sê. Los hom, laat hy maar val.
toe daai koning van daai land hoor wat Dr. David Livingstone wil doen, en dat hy besef dat hy het eintlik nie 'n kans hier op in Afrika nie. Hy moet iets doen. Toe vat hy koning sy hand en hy steek dit so uit. En hy vat 'n mes en hy steek dit so oor sy polse, laat die bloed vloei. En hy gee die mes vir David Livingstone en hy sê, doen dieselfde. En hy sny sy polse en hulle sit die twee polse teen mekaar, dat die bloed word verenig en daar word 'n bloedverbond gesluit teenoor mekaar. Die volgende fase is dat hulle moet 'n geskenk vir mekaar gee. En die koning kyk deur David Livingstone se besittings en hy sien hy het 'n troeteldier, 'n boerbok as troeteldier. Hy is so lief vir hierdie troeteldier van hom, dat David Livingstone was bereid gewees om sy geweer vir hom te gee, sy tent, al sy besittings vir hom te kan gee, maar net nie hierdie boerbok nie. En die koning sê, ek soek daai bok. En hy gee vir hom die bok. En die volgende oomblik vat die koning sy staf met sy embleem op en hy gee dit vir David Livingstone. En toe breek daar 'n juiging oor die skare uit. En daar's 'n feesviering oor hierdie verbond wat nou gesmee is. En hulle laat hulle die volgende dag gaan en hulle trek op in Afrika. En op 'n stadium toe hulle weer sien, toe hulle omsingel met 'n hele stam met spiese en pylenboë op hulle gerig. En die volgende oomblik besef David Livingstone, hulle is in die kake van die dood. Hierdie ouens is wreeddorstig. Hulle is wreed. Hulle gaan hulle verwoes en vernietig. En die volgende oomblik gryp hy daai staf en hy lig daai staf op. Hulle het nie eers die embleem gesien, hulle het die teken van die verbond gesien, hulle het die snymerk gesien, want dis wat verbond beteken, om te sny, to cut. En toe sien hulle die embleem, en dadelik het hulle spiese neergegooi, en het op hulle aangesig geval, want hulle het besef, val hulle vir David Livingstone aan, dan val hulle die koning aan, en het groot moeilikheid, en het hulle laat gaan, om die evangelie te kan verkondig. En hoor nou hoe mooi is dit. Die dag toe David Livingstone sterwe, toe stuur Engeland 'n hele vloot om sy liggaam te kom haal in Afrika. Toe hulle by sy lijk kom, toe sien hulle sy hart is weg. Sy hart is uitgesny. Toe sê die inboorlinge vir hulle, vat sy liggaam, maar sy hart behoort in Afrika. Want ons het Jesus in hierdie man gesien, en ons het die waarheid ontdek, en hulle het sy hart begrawe in Afrika. Hy het 'n verskil gemaak, wat hulle nie besef het nie. Hulle het gedink, hy het 'n verbond gesluit met 'n aardse koning, maar hy het nommer 1, eerste 'n verbond gesluit met sy hemelse koning. En daarom wil ek hê dat ons moet verstaan waaroor die verbond gaan. In Genesis 15 praat die woord van die Here, dat Abraham was in sy tent gewees, en hy het pity party met homself gehou, en hy het gesê, Here, ek het geen kinders nie, ek is al so oud, en nou moet ek al my besittings aan my hoofdienstknegt gee, hy gaan die erfgenaam wees, en die Here sê, Abraham, kom uit jou tent uit, en die Here sê, kyk op, en die Here sê, begin het tel, hy sê, Here, ek kan nie, dit is ontelbaar, hy sê, so sal jou geslag wees. Hy sê, in hierdie grond, hierdie land, gee ek vir jou. Hy sê, Here, hoe weet ek dat ek dit in besit sal neem? En baie keer is ek en jy ook op daai punt, dat die Here gee vir jou soveel beloftes, en jy wonder by jouself, hoe gaan jy dit in besit neem? Kan ek vir jou vanmôre sê, weens die nuwe verbond, wat die Here met jou gesmee het, gaan jy daai belofte in besit neem. En die Here sê, ek gaan met jou 'n verbond sluit, Abraham, en hy sê, kry vir my 'n 3-jarige oue, of 3 jaar oue verskalf, kry vir my 'n 3 jaar oue bokooi, kry vir my 'n 3 jaar oue ram, en dan moet jy hulle in die middel deursny,
en jy moet hulle stukke aan die kant neersit. Reg teenoor mekaar neersit. So Abraham moes definitief iemand gehad het om hom te help. En hy het begin sny. En hy het daardie dier in die helfte deurgesny en in die stukke aan die kant gelê. Maar ook was daar, dis 5 diere gewees, nie net die 3 soogdiere nie, daar was ook 'n tortelduif, en daar was ook 'n jong duif. En hulle het gesê, God het gesê, moet hulle nie middeldeur sny nie, hulle moet net geplaas word hier. Wanneer hierdie diere gesny word, is daar 'n bloedbad, 'n bloedpad, wat hier tussen hierdie 2, tussen hierdie half diere lê. Dan het hulle gedoen die volgende. Hulle het 'n verbond met mekaar gesluit. Die normale verloop van 'n verbond is, dat hulle mekaar, hulle het gesny oor die polse, en die bloed het gevloei. Dan het hulle rug teenoor rug, in hierdie bloedbad, het hulle gaan staan, rug teenoor mekaar, gaan staan. En dit het beteken, I've got your back. I've got your back. En dan het hulle van mekaar weggestap, en hulle het regs beweeg, en hulle het in 'n vorm van 'n 8, het hulle omgestap, om hierdie offers, het hulle omgestap, tot hulle weer by mekaar gekom het, maar van aangesig tot aangesig. Hulle was rug teen rug gewees, en net so was ek en jy verwyder, die oomblik toe sonde ingekom het, het God sy rug teenoor ons gedraai, en ons het ons rug teenoor hom gedraai. Maar die Here sê, ek het 'n plan, nog voor die grondlegging van die lewe, het ek 'n plan gehad met my kinders. Ek gaan hulle weer by 'n plek kry, van aangesig tot aangesig. Hierdie verbond, wat hier beteken is, hoekom die dooie diere? Hulle het vir mekaar gesê, as ek hierdie verbond breek, sal ek wees soos hierdie dooie diere. Sal ek ook so gesny word in hierdie lewe. Daarom het hulle 'n verbond teenoor mekaar gemaak. Jou vyand is my vyand. Wat aan my behoort, behoort aan jou. Ek sal altyd daar wees. As jy aangeval word, is dit asof ek aangeval word. Wanneer 'n spies teenoor jou getrek word, is dit asof 'n spies teenoor my getrek word. Wanneer jy in die geveg sal gaan, sal ek saam met jou in die geveg gaan. Dis die normale verloop van 'n verbond. Maar hier is iets besonders. So daar is die bloedverbond wat Abraham en God met mekaar gemaak het. Dan was daar die bloedpad wat geloop moet word. En dan is dat rug teen rug. En dan is dit die 8-vormige pad wat geloop word. En die 8 beteken, dit is ewig. Dis vir altyd. Dit beteken ook, 'n nuwe seisoen breek aan. Want wanneer het Jesus uit die graf opgestaan? Die 8ste dag. Maar die 6ste dag was hy gekruisig. Die 7de dag was Sabbat gewees. En die Sondag, die 8ste dag. Dis hoekom die kerk op 'n Sondag kerk hou. 'n Nuwe dag, 'n nuwe begin. 'n Nuwe seisoen het aangebreek vir die kerk toe Jesus uit die graf ontstaan het. 8. Die 8 vorm is geloop in die verbond. 8 is 'n baie goeie getal. Ek spreek dit oor hierdie kerk uit. 'n Nuwe seisoen, 'n nuwe dag breek vir die kerk aan in die naam van die Here. Maar kyk nou stap hulle weg van hierdie verbond, want hulle is die menslikheid wat hulle teenoor mekaar die verbond gedoen het. So hulle stap heeltemal weg. Nou het God gesê, ek wil 'n verbond, dankie, julle kan maar gaan sit. Ek wil 'n verbond met jou smee, Abraham. So hy het dit alles gedoen. Hy het die diere uitgepak, hy het hulle gesny, die 2 stukke aan weerskante geplaas, dat 'n bloedpad ontstaan. En hy het besef, ek sal hierdie bloedpad moet stap. Hy het besef, hy sal met rug teen rug met God moet staan. Maar raai wat gebeur? Die woord van die Here sê,
dat nadat alles volbring is, toe die Here 'n diepe slaap oor Abraham laat val. Weet jy hoekom? Want die Here het geweet dat Abraham gaan hierdie verbond breek. En God het self alleen met 'n vuuroond en 'n fakkel, self, 2, 'n vuuroond en 'n fakkel, het God self die 8 gaan staan en loop. Die vuuroond en die fakkel het die 8 beginne loop self, om te sê, ek sluit met jou 'n ewige verbond. Ek gaan van aangesig tot aangesig met jou staan. Ek vat alle verantwoordelikheid op my, Abraham. Jy, al val jy, sal dit 'n ewige verbond wees met jou God. Jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Al val ek en jy, hoeveel keer, daar's 'n ewige verbond gesluit. Die volgende verbond wat gesluit was die verbond tussen Dawid en Jonathan. Die woord van die Here sê daar in 1 Samuel 18 vers 3 tot 4, sê dat hy het Jonathan het Dawid so lief gehad, soos sy eie siel lief gehad het. En dan doen hy snaakse dinge. Hy het presies al hierdie goeders gedoen. Hy doen iets extra. En kyk wat doen hy. Hy sny, want dit is die covenant, dit sny. Die bloed het gevloei. Maar dan gee hy vir hom sy mantel. Die koninklike mantel wat Jonathan aangehad het, as die seun van die koning, die troonopvolger. Almal het geweet, daar loop die troonopvolger. Hy het sy mantel uitgetrek en het vir Dawid gegee. En Dawid het aangetrek met die wete dat ek gaan die troon opvolg. Jesus Christus het aan die kruis gehang. Sy klere was deur die soldate verdeel. Sy mantel is oorgegee vir die kinders van die Here. Halleluja. Sodat julle nie meer slawe sal wees nie, sodat julle nie meer vreemdelinge sal wees nie, sodat julle egte kinders van die Here kan wees, prinse en prinsesse van die allerhoogste God. Halleluja. Amen. Prys die Here. En kyk wat doen hy nog? Hy trek sy klere uit en hy gee sy klere. Wat beteken dit? Die mantel beteken posisie, klere beteken besittings. Ek gee al my besittings vir jou. Die Here se besittings, die hemele se besittings, sy gawes behoort aan die kerk. Amen. Dan doen hy die volgende. Hy vat die wapenrusting, sy swaard en sy boog en hy gee dit. Dis die krag van die kerk. Ons het die krag van die Heilige Gees. Ons het die woord van God, die swaard van die Gees. Halleluja. En dan trek hy sy gordel uit. En op die gordel het sy naam gestaan. Die gordel vat alles saam. Die gordel bevestig. Hy is wie hy is. Sy naam word oorgegee. Kind van die Here, ons het 'n naam bo elke naam. Die naam Jesus Christus is ons koning. Hy is ons herder. Loof die Here. Amen. En hier kom Jesus nou, en hy doen die finale verbond. Hy sluit die finale verbond met jou en my. Hy raak die middelaar tussen ons en God. En hy sê, ek wil nie meer hê dat julle rug teen rug moet wees nie. Ek sal self die bloedpad stap vir julle. En hy stap alleen op die kruis van Golgotha, sterf hy vir jou en vir my. En hy bring ons weer van rug tot aangesig. En daarom kan ons dan vermore ons verbondsmaal saam geniet vermore. Amen. Van rug tot aangesig. Ja. Hy het die brood geneem en hy het die brood gebreek. En soos hierdie diere was sy liggaam vir jou en vir my gebreek gewees. Een kant gegooi, een kant weggegooi. Vir jou 'n verbondsoffer wat nie gebreek kan word nie. Wat nooit gebreek kan word nie, want hy het die 8 vorm gestap en hy het verklaar, dit sal 'n ewige verbond wees. En hy het die brood geneem en gesê, neem eet almal daarvan. As jy nie die kelkies het nie, steek jou hand op en die surfteam sal vir jou graag dit wil gee, want ek wil hê graag almal moet deel wees van hierdie verbondsmaal vermore, hierdie nagmaal.
dit is my liggaam. So trek daai eerste velletjie af. Vat daai broodjie in jou hand voordat jy dit gaan eet. En kom ons sê vir die Here dankie. Here dankie, dankie, dankie. Vir wat U gedoen het aan die kruis van Golgotha. Dankie dat U 'n nuwe verbond met ons kom smee het. Dankie Here dat hierdie nuwe verbond is gebaseer op nuwe beloftes. Ons het die mantel, ons het die klere, ons het die swaard, ons het die gordel. Ons het Jesus se naam oor ons. Ons is kind van God. En daarom Here, dank ons U vanmôre dat ons deel kan hê ook van U liggaam.